As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy oopmaak so lank by die boek Esra. Ons is besig daar. Net my goed hier by mekaar kry. Ons gaan Esra 1 en 2 lees. Weet ons het verlede week ook gelees, maar dit maak nie saak nie. Ons moet weer vanmôre daar 'n draai maak. Die boek Esra gaan oor die herbou van die tempel van die Here. Die boek net daarna is die boek van Nehemia. Nehemia het gekom om die mure te herstel. Ons gaan by Nehemia nog uitkom. Wanneer ons praat oor die boek Esra en Nehemia, gaan dit nie oor om fisies 'n tempel te bou of om fisies die mure te herstel nie. Hierdie is maar net 'n tool vir die kerk waar ons by mekaar kan kom. Dit is nie die kerk nie, dit is nie die tempel nie. Jy is nou 'n tempel van die Heilige Gees. En saam is ons ook stene wat ingebou word in die huis van die Here. En ek glo wanneer ons praat oor die tempel wat herstel moet word, dan gaan dit meer oor ons as mense. Dit was ook God se hart glo hier. Dit het nie net soseer gegaan oor die fisiese gebou, die steen en klip nie, en die mure nie, dit het gegaan vir hom oor sy mense, sy volk, wat moet terugkeer na hom toe. En ek glo dit is presies ook waar ons is vandag in ons lewe, is dat ons moet terugkeer na die Here toe, na ware aanbidding. En werklik dat net God op die troon van ons hart sal wees. Nie mens nie, nie masjiene nie, dinge, enige dinge nie. En ons leef in die tyd, ek dink, laaste gedeelte van op God se kalender. En die Here se koms is baie nader as wat ons dink. En is ons gereed. Nou, as ek so deur die Bybel lees, weet jy of jy het al agterkom, dit lyk so of die Here hou van wiskunde. Ja, opgelet, baie getalle. Jy weet, behalwe die geslagsregisters is daar ook baie getalle. Gewoonlik daar in die boek van Numeri ook. Ons skiep ons maar partykeer al die name en al die getalle. So. Maar die Here was baie presies geweest. Net soos wat hy presies was toe dit gekom het by die ark, het hy vir Noag gesê, dit is presies hoe jy dit moet bou. Net so wat dit gegaan met verbondark en die tabernakel. So gaan dit wees by die nuwe tempel, die nuwe Jerusalem. Alles in die woord van die Here, van voor tot agter, sien ek dat God hou van wiskunde. Ek hou nie baie van wiskunde nie. Ek hou nie baie van getalle nie. Ek hou ook nie altyd baie van geskiedenis nie. Maar in hierdie lewe gebruik ons dit nou nogal. Dit is goed dat ons gebruik en vir die Here glo ek is dit ook belangrik. En ons gaan vanmôre net so 'n bietjie loer na 'n paar goed. Ek wil weer vir jou saam met jou lees in Esra 1, hoofstuk 1. En dan gaan ons so 'n paar van hoofstuk 2 die getalle skiep en die laaste gedeelte dan net lees. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. En enigeen wat oorgebly het, in enige plek waar hy as vreemdeling vertoef, hom met die manne wat sy woonplek ondersteun met silwer en met goud en goed en vee en met vrywillige gawes vir die huis van die Here wat in Jerusalem is. En toe het hy die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak en die priesters en die leviete, elkeen wie se gees God opgewek het om te trek om die huis van die Here wat in Jerusalem is te bou. Mag die Here vanmôre ons gees opwek vir sy kerk vandag.
Nie vir 'n gebou nie, nie vir 'n toren nie, nie vir 'n orgel nie, maar vir sy kerk wat hy lief het. En as ons sê ons het nie die kerk lief nie, dan wonder ek of die Here se liefde in jou is, want hy is lief vir die kerk. Die kerk is nie altyd reg nie, en die kerk is nie altyd op die plek wat hulle moet wees nie, net soos Israel, maar God bly lief vir sy kerk. Hy bly lief vir sy mense. Ons gaan so 'n paar verse skiep, en daar's nog baie getalle wat jy by die huis kan gaan lees in hoofstuk 2. Daar by die laaste gedeelte van hoofstuk 2, vers 69 sê hy, ons lees vers 68 ook sommer. En van die familiehoofde het toe hulle by die huis van die Here kom, wat in Jerusalem is, vrywillig gegee vir die huis van God, om dit weer op sy plek te behou. En na hulle vermoë, onthou daai woordjie vermoë, na hulle vermoë het hulle bygedra tot die fonds van die werk, in goud 61.000 dragmes, en in silwer 5.000 minas, en 100 priesterrokke. So dan die priesters en leviete van die volk, en die sangers en die poortwagters en die tempelbediendes in hulle stede gaan woon, en die hele Israel het in hulle stede. Na hulle vermoë het hulle bygedra. En nou wil ek jou vat na 'n gedeelte toe in die Nuwe Testament, Matteus 25. So as jy jou Bybel het, dan kan jy nou saam met my soontoe blaai, Matteus 25. En voordat ons daar verder lees, soos ek gesê het, ek sien reg deur die woord van die Here, hou hy van getalle. In Genesis 1, vers 28 sê die Here, en God het hulle geseën, en hulle het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kry. Vir Noag, nadat hulle uit die ark het gekom het hy basies dieselfde gesê, vermeerder. Hy het vir Abraham gesê dat ek sal jou nageslag maak so baie soos die sand van die see, en gaan tel net so 'n bietjie, gaan kyk of jy 'n handjievol sand kan tel op hierdie strand. Hy het gesê ek sal jou nageslag maak soos die sterre van die hemel. Reg deur die woord sien ons hoe God vermeerder. Selfs die visse en die broodjies. En dan tel hulle die mandjies wat oorgebly het. In Handelinge sien ons hoe hulle sê, en daagliks het die Here by die kerk gevoeg. En hulle het geweet hoeveel. Die Here het vir Moses gesê, tel die mense. Op 'n ander plek, dink dit was vir Dawid. Dawid het die mense getel, maar toe sondig hy weer, want hy het beheer. En 'n tyd terug het die Here vir my gesê, ek moet ophou om die mense te tel in ons gemeente. Dis miskien net vir 'n seisoen. Ons kan 100 mense wees, maar 3 gaan hemel toe. Daar is die fout met die 100 mense nie, maar God se hart is dat die 100 sal hemel toe gaan en nie net 3 nie. God is vir getalle, God is vir vermeerdering, maar dit help veel as jy 'n boom vol appels het en almal is vrot. Jy kan dit nie eet nie, jy kan niks van die oes gebruik nie, dan is daardie oes mos 'n verlies. Net so, God glo ek, is ook in 'n sekere mate, dink ek, 'n boer, hy hou daarvan om te plant. Hy gebruik baie gelykenisse ook van saad en van vrug. En God soos enige goeie boer, op wie dit lewe is, ons het boere tegen gesê, ek dink enige boer, ek weet nie of jy nog boere is of was nie, sal weet dat as jy, wat ook al jy insit, jy wil daar 'n goeie opbrengs hê. Of jy nou lammetjies of beeste of wat ook al het, dit is hartseer wanneer 'n lammetjie sterf. Baie boere het op my gesê, dis groot geld wat ons baie keer verloor as 'n skaap of een van die vee of wat net vrek. Jy sit effort in, jy sit moeite in, en net so wil die Here ook hê, nie net dat daar 'n abundant harvest sal wees nie, maar dat die harvest sal goed wees. Dat dit 'n suksesvol. Hoe weet ons nou hoe is suksesvol? Jy kyk na twee goed, die volume, maar ook na die kwaliteit. Die kwaliteit is belangriker as die volume. Nou gaan ons na Matteus 25 toe. In Matteus 24 vra die disippels vir Jesus
oor die laaste dae. En Jesus gee toe vir hulle 'n paar tekens waarna hulle kan uitkyk vir die laaste dae. Ons ken op daai gedeelte. In hoofstuk 25 vertel Jesus eintlik vir hulle hoe hulle moet leef terwyl hulle wag wanneer hy vir hom om terug te kom. Eerst in hoofstuk 25 kry ons die gelykenis van die 10 maagde. En dis om ons te sê dat ons moet gereed wees, want hy kan enige tyd terugkom. Dan is die gelykenis van die talente waar ons vanmôre 'n bietjie gaan na kyk. Dis wat hy vir ons sê is, terwyl jy wag en gereed is, wat moet jy doen? En dan die laaste gedeelte van hoofstuk 25 praat hy van hy sal terugkom en hy sal kom oordeel. Hy sal kom gee aan elkeen wat nodig is volgens wat jy gedoen het. Ons lees saam Matteus 25 vanaf vers 14. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrou. En aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë. Onthou jy, daar in Esra het die mense gebring na die tempel toe om die tempel te bou volgens hulle vermoë. En hierso sien ons nou weer hierdie woordjie vermoë, maar Jesus is hierdie meester wat hy deel volgens hulle vermoë. So sê hy deel toe nou uit, volgens hulle elkeen se vermoë en hy het dadelik op reis gegaan. En ons weet Jesus is weg, hy is nie meer hier op aarde nie, hy is in die hemel, maar hy gaan weer terugkom. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so die een wat die 2 ontvang het self ook 2 ander verdien, maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken, en die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En die Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Vers 22, en die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. En sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Vers 24, en die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaar gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat die 10 talente het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Net tot sover. Nou, ons praat oor restoreer, herstel, herbou. Dat die Here sal kom herbou in ons gemeente, maar ook in sy kerk in Hebreë. En ek glo God gaan dit doen. Hy is besig om dit te doen, as ons oop is vir hom om in ons lewe te kom werk. En ons gaan in hierdie tyd na 'n paar goed kyk, en waar ons vanmôre gaan stilstaan is dat ons moet goeie rentmeesters wees. Dit wat jy ontvang het, en volgens jou vermoë, wat die Here vir jou gegee het, moet jy kan bring om sy huis te bou. En hier en in Esra lees ons nou van geld, of van goud en silwer, maar dit gaan nie net daaroor nie. Ek wil vir jou vanmôre vra, wat is in jou hand? Behalwe geld, behalwe goud, behalwe silwer, wat het die Here vir jou gegee? En die Here verwag van my en van jou om 'n goeie rentmeester te wees. Nou die woord rentmeester
beteken dat jy, ek gaan weer daai definisie kry, dat ek nou nie verkeerd praat nie, 'n rentmeester is iemand wat verantwoordelik is vir die bestuur en die beheer of die toesig oor 'n ander persoon se organisasie, eiendom, geld of sake. Terwyl Jesus in die hemel is, het hy vir my en jou goed gegee, gawes gegee, tyd gegee, talente gegee, wat ook al, wat ek en jy moet gebruik, ons moet dit gebruik tot sy eer, maar ons moet ook 'n goeie rentmeester wees, wat op die einde van die dag, niks wat ons het behoort aan onsself nie, dit behoort aan hom. En as hy terugkom, gaan hy vir ons vra, wat het jy gedoen met dit wat ek vir jou gegee het? Wat gaan ek en jy vir hom sê? Nou 'n talent, baie mense sê, hierdie is nou talente, dis nou, jy kan nou mooi sing, of jy kan nou klavier speel, of jy kan mooi verf, dis glad nie wat dit is nie. 'n Talent in die Bybelse tyd was maar net 'n gewigseenheid waarmee, wat hulle edel metale mee gemeet het, soos geld, of goud, of silwer. En 1 talent was gelyk aan ongeveer 34 kilogram, en hulle sê 1 talent was gelyk aan ongeveer 20 jaar se lone. Dis nie net klein geld hierdie nie. 20 jaar se lone, 1 talent. Wat het die Here vanmôre vir jou gegee? Wat vertrou die Here jou mee toe in jou lewe? Waaroor jy 'n goeie rentmeester moet wees, dat wanneer hy terugkom, sal hy ook vir jou kan sê goeie en getroue diensknegt. Ons 'n paar goed vanmôre, wat ek kan dink, en ja, die eerste een, want dit is waaroor hierdie gedeeltjie, wat hy maar van praat, is geld. Nie almal is goeie rentmeesters nie, en ek praat nie nou net van tiende gee, of offerande gee nie. Party mense sal sê, ja nee, dis nou weer waar die pastoor nou op toe pad is, seker vanmôre, glad nie. Jy weet, ek hou nie daarvan oor geld te praat nie. Maar om 'n goeie rentmeester te wees van jou finansies en jou geld, beteken, ja, ek gee wat na die Here, ek gee vir die Here wat hom toe kom, en in elk geval my hele salaris, alles wat ek het, my huis, my kar, wat ek al behoort aan hom. Maar ja, ek gee eers aan hom, wat aan hom toe kom, maar dan beteken dit nie die ander 90% of 80% of wat ook al wat oorbly, kan ek net nie mors nie. Ek moet nog steeds 'n goeie rentmeester wees. Want alles behoort aan hom, sê skrywer in Psalm. Spreuke 3 vers 9 tot 10 sê, vereer die Here uit jou goed, en uit die eersteling van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed, en jou barskype oorloop van ons. Baie keer het ons geld, maar ons spandeer, en ons koop goed wat nie saak maak nie. Mors geld, en dan aan die einde van die maand sê, Heer, nou moet jy help. En ek is iemand wat ongelukkig, ja, daar is genade. Die Here weet baie keer, ons is mense en ons maak stupid foute. Dat hy genade vir ons, maar baie keer verwag die Here ook dat dit wat hy wel vir jou gee, moet jy 'n goeie rentmeester oor wees. Jy moet wysheid hê. Ons kan vir ure by elkeen van hierdie punte stil staan, ons het nie tyd vir môre nie. Gawes, elkeen van ons glo ek het ook 'n gawe ontvang by die Here. En Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 10 tot 11, nou mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. En ongelukkig sien ek nie altyd almal dien mekaar met hulle gawes nie. Jy weet baie keer eers wat is jou gawe nie. En die Here gaan terugkom en hy gaan vra, daardie gawe wat ek vir jou gegee het, wat het jy daarmee gedoen? Wie het jy daarmee bedien? Wat gaan jy vir die Here sê? Here, ek was nie lus nie. Here, ek het nie tyd gehad. Die Here het my so besig gehou. Ek het nie daarby uitgekom nie. Wat van jou geleenthede? En die Here gee elke dag vir ons geleenthede. Geleenthede om met mense te praat. Geleenthede om die evangelie te deel. Geleenthede om vir iemand te bid. Gebruik jy daardie geleentheid? Efesiërs 5 vers 15 en 17 praat, hy sê in die Engels dit so, hy sê, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity. Afrikaans sê koop die tyd uit. Maak die beste van elke oomblik in jou lewe. Moenie tyd mors nie. Ons mors baie tyd.
Tyd is kosbaar, is iets wat die Here vir ons gegee het en ons moet oor dit 'n goeie redmeester wees. Ek moet eerlik wees, ek is nie altyd 'n goeie redmeester van dit nie. Dit is te lekker om baie keer net 'n bietjie lui te wees. Amen. Daar's tyd vir rus. Daar's ook 'n verskil tussen rus en lui wees. Ons moet 'n goeie redmeester wees van tyd. Vir baie mense gee die Here invloed. Jy's miskien 'n bestuurder, jy's miskien 'n leier van 'n bediening in die gemeente. Iewers in jou lewe, ek weet jy's baie pensionarisse, jy het iewers in jou lewe invloed dalk gehad. Jy het 'n posisie of iets gehad, het jy dit gebruik tot eer van die Here? Was jy 'n goeie renmeester gewees of het jy uitgebuit en jy net oor mense getrap en hulle beheer en gebruik jy jou invloed vir goed of vir sleg? Kennis, jou verantwoordelikheid. Tyd het ons al gesê, hulpbronne wat die Here vir jou gegee het. Wat van jou kinders? Kinders behoort nie aan jou nie. Behoort aan die Here. Is jy as 'n ouer of ma, pa 'n goeie renmeester? Ja, maar my kinders is nou groot en uit die huis, ja, ek weet, hulle doen nou, mense kan nog steeds bid. Beteken nie, jy moet jou werk hou op nie. Jou besigheid, jou werk. En ek weet baie mense, ons hou nie van ons werke dalk nie, jy hou nie van waar jy is nie, so jy doen die minimum. Ons almal het dit dalk al gedoen, of jy weet van iemand wat dit doen, jy weet, sit en doen niks tot die baas inkom, maar lyk jy skielik besig. Jy weet, dan begin jy iets uithaal en begin jy iets doen of wat ook al. Dis nie om 'n goeie renmeester te wees, want die Here sien jou, al sien die baas jou nie. En die Here verwag dat jy sal werk in daardie besigheid asof jy vir hom werk. Wat ook al dit is, as jy nou koffies moet maak, dan maak jy daai koffie asof dit die beste koffie sal wees wat jy in jou lewe sal maak, want jy maak hom asof jy hom vir die Here gaan vat. Wat ook al dit is wat jy doen, as jy hare sny, dan sny jy daardie hare asof dit die Here se hare is. Jy doen dit delikaat en met baie moed. Party mense het 'n staaltjie. Onthou my ouma's het altyd gesê, ag nee, maar dit sy nou al die hare afgebrand, want sy het so baie gesels en geskinder, dat sy niks gesien het wat sy doen nie. Nou kyk, hier sit ek nou met 'n gat in my kop, en ek weet nie wat als nie. Maar behalwe vir dit, gebruik jy jou gebesigheid, gebruik jy jou werk ook om van Jesus te vertel. Om Jesus te leef. As jy 'n besigheidsman of vrou is, en jy het dalk 'n haarkapster, is dit die beste plek ook, terwyl jy daar sit om te ken jy Jesus, terwyl jy die hare sny. Kan ek jou vertel van Jesus? Ek sny nou deesdae hier by die nuwe haarsalon hier om die draai. Hy's 'n Egiptenaar. Hy hou baie van my, ek maak hom sag. Want een van die dae wat ek vir hom gaan vra, so jy's die Egiptenaar, kan ons praat oor Exodus? Ken jy die storie? Ken jy Jesus? Jy moet geweet dat jou liggaam, jou siel, jou gees is behoort ook nie aan jou nie. Veral as jy kind van die Here is, dat jy dit mos oorgegee, jy het gesterf, jy leef nie meer, maar Christus leef in jou. Maar jy moet 'n goeie redmeester wees van jou liggaam, van jou siel, van jou gees. En ek is iemand wat glo, ek kan nie net alles in my mond druk wat ek moet, en dan nou heilig, en dan sê, Here, en ons doen dit. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek laai kos. Ek is lief vir kos. Ek is lief daarvoor om met te eet, en ek is lief daarvoor om met te maak. En ek het die vryheid om te eet wat ek wil, maar op die einde van die dag, dit is so sigarette, kan ek nie bly rook, en dan op die einde van die dag, heilig, Here, U moet my nou genees van kanker nie. Hy is 'n genadige God en hy doen dit. Maar jou liggaam, moet jy weet, is 'n tempel van die Heilige Gees. Hy het dit vir jou gegee om op te pas en om daarna te kyk. En net so jou siel, net so jou gees. Ek praat vanmôre met myself ook, nie net met julle nie, okay? Ons het ook vryheid ontvang deur die kruis. Maar selfs daardie vryheid,
Ons moet goeie rentmeesters wees van ons vryheid. Paulus praat baie oor die vryheid. Hy sê in Galasiërs 5:13, hy sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie. Maar dien mekaar deur liefde. Ons het die evangelie ontvang en dan het ons het hierdie gemeente, as jy hier sit vanmôre, is jy deel van hierdie gemeente. Hierdie gemeente is deel van die groot gemeente, die groot Hoofletter Kerk. Jesus se kerk. Hy bou sy kerk. Maar saam is ons medewerkers en dit beteken as jy deel is van sy liggaam, het jy 'n doel en 'n funksie. Wil ek vir jou vanmôre vra, leef jy dit? Gebruik jy jou gawes, gebruik jy jou talente, gebruik jy jou hulpbronne, gebruik jy dit wat die Here vir jou gegee het? Dit gaan nie oor dat die persoon wat net 1 talent gekry het, nou nie 2 vir die Here gegee nie. Dit gaan daaroor dat hy absoluut niks daarmee gedoen het nie. Dit gaan nie oor dat dit verdubbel het en die 5 het 10 geword en die 2 het 4 geword nie. Dit gaan oor, jy was 'n goeie rentmeester. You were a good steward. Jy was getrou. You have been faithful with what God has given you. Wat vir my baie interessant en opvallend is in hierdie gedeelte is dat Jesus deel nie gelykheid nie. Hy het nie vir almal die 5 gegee nie. Hy het nie vir almal die 2 of net 1 gegee nie. Hy gee vir die een 5 en hy gee vir die een 2 en hy gee vir die een 1 volgens hulle vermoë. Wil ek ook vir jou vanmôre sê en sê ek ook vir myself dat God deel nie gelykheid nie. En wanneer ons dit besef, dan maak ons eintlik daardie ding in ons dood wat wil vergelyk. Ja, Here, kyk nou wat het Sunny gekry. Sy het 5. Wees bly jy het net 1 en nie 5 nie. Want vir die wat baie voor gegee is, gaan baie van gevra word. Kollega sê die ander dag vir my, wees bly jy het die gemeente van 2000 nie. Kan jy imagine? En vir 2000 mense voor die Here gaan staan. En ja, die Here gee soos wat hy kan sien, jy kan dit hanteer. En soos wat hy vir ons gee, dan in ons kapasiteit groei en al hierdie goed groei, groei in karakter, dan kan hy vir jou ook gee meer, hy kan vir jou meer daarmee vertrou. Maar God gee nie vir almal dieselfde nie. Vir een kerk gaan die Here 'n stukkie grond gee. En daar's niks en hulle moet dalk nou maar woeker, hulle moet geloof hê, hulle moet vertrou vir die finansies of wat ook al. Vir 'n ander kerk gee hy 'n ou kerkgebouetjie wat hulle moet restoreer. Die plek val dalk uitmekaar uit, die dak lek of wat ook al. Vir 'n ander kerk gee hy miljoene om 'n plek te bou. Vir elke persoon ook in hierdie plek gee hy iets unieks en iets anders. Wees dankbaar vir dit wat hy vir jou gegee het en hou kyk na wat hy vir die ander persoon gee en sê, Here, okay, wat het U vir my gegee en hoe kan ek 'n goeie rentmeester wees vir dit? Hoe kan ek dit wat ek het gebruik vir U, Here? God verwag nie van jou om te doen wat iemand anders doen nie. Hy verwag net van jou om te doen wat jy moet doen. Hy sê vir die een wat 5 gekry het en een wat 2 gekry het, sê vir hulle goeie en getroue dienskneg. Nou goed, die woord van die Here sê vir ons in Markus 10 vers 18, niemand is goed nie, behalwe die Here. So wanneer die Here sê ek is goed, dan beteken dit dat daar was iets goed, iets van die Here in daardie persoon. En dis al hoe jy kan goed wees. Ons kan nie goed wees uit onsself uit nie. Hierdie spreek van karakter. Die persoon het iets goeds gehad. Hy het iets van die Here gehad. Getrouheid beteken van hoe hy hom gedra het. Hy was getrou gewees terwyl die Heer weg was. Is ek en jy nog getrou terwyl die Here nie hier is nie? Hy sê deur sy Heilige Gees, maar ons weet Jesus sit op die troon en hy gaan weer terugkom. Is jy getrou met dit wat die Here vir jou gegee het? Ons is partykeer so besig om ons eie lewe en ons eie koninkryk en ons eie huise te bou, dat ons vergeet hoekom ons eintlik hier is. Is nie vir jouself nie. Dis vir hom.
dis vir sy koninkryk, dis vir sy glorie, vir sy eer. Dan sê hy dienskneg, goeie en getroue dienskneg, wat spreek van identiteit, maar ook verhouding. En dit wys wie was wie. Daar's die Heer, dis die Meester, net soos wat die Here ons Here is. En ek is sy dienskneg. I'm his bondservant, his bondslave. Dit beteken hy is die baas, wat ook al hy sê, dit moet so wees. Maar partykeer kry ons vandag mense wat die Here wil voorskryf, en ons wil vir die Here sê hoe dit moet wees, en wat hy moet doen, en hoe hy dit moet doen. En ons leef asof ons die koning is van ons eie lewe. Ons verklaar hy is die koning, maar dit is lippediens. 1 Korintiërs 4, vers 1 tot 4, Paulus skryf en hy sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus, en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is van my geen ding bewus nie, en daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. 1 Korintiërs 3, vers 9 tot 15. Paulus skryf, hy sê, want ons is medewerkers van God. Is jy 'n medewerker? Ouerige predikant sê nie vir my, aftree. God se werk hou nooit op nie. Ek tree dalk uit, maar ek tree nie af nie. Die werk van die Here hou nie op nie. Wat doen jy vir die Here se koninkryk? En ek wil jy met my hart vanmôre hoor. Jy moet die Here se hart vanmôre hoor. Baie predikante sal hierdie versies aanhaal, want hy wil hê jy moet hom help sy koninkryk bou. So jy moet iets begin doen. Jy sê hier om my te please, jy sê hier om my koninkryk te bou nie. Ons is hier om die Here se koninkryk te bou. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God. Die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Ons kan bou, ons kan te kere gaan. En baie kerke het baie oulike idees, baie slim idees, maar is dit wat die Here gevra het jy moet doen? Een tydjie terug het ons al die programme en die goeders gestop. Jeug, young adults, die selgroepe, alles. Nie omdat ek so wil hê nie, maar omdat ek glo het, ek hoor by die Here. Ek weet mense dit nie noodwendig verstaan nie, maar ek voel selfs al sou 'n bediening, soos kom ons van die jeug, goed gegaan het, en daar's 100 tieners, en dit gaan great, en die Here sê stop, dan is dit stop. Ek kan sê, Here, maar die jeug gaan goed. Here, daar's die fout hier, ons groei, hoe wil jy dit? Ek sê stop. Waar gaan dit? Gehoorsaamheid en getrouheid aan hom. Ek verstaan nie eers altyd wat die Here doen, of hoekom hy dinge vra nie. Maar wie is ek om hom te bevraagteken?
Ek kry ook myself baie keer wat ek my eie idees het. En dan moet ek stil word en die Here moet vir, is jy seker van daai? Is jy seker jy het my gehoor? Is dit jou begeerte of is dit my begeer? Wie bou, wat bou jy? My koninkryk of joune? Ons moet oppas, sê hy, hoe ons daarop hou. Vers 11, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Hy is die fundament. Daar is nie 'n ander fundament nie. Dis net Jesus Christus. Van die begin van tyd af, vertel die Vader, hy het net noodwendig gesê oor die Jesus Christus nie, maar hy het vertel, daar's iemand op pad. Verlosser. Die lam. Hy het 'n plan. En dieselfde doen die Heilige Gees vandag. Hy getuig nie van homself nie, van wie getuig die Heilige Gees? Van Jesus. Hy is die fundament, vers 12. En as iemand op die fundament Jesus bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stopsels, daar en elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. Hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Wie wil 'n loon ontvang? Nie net omdat dit vir my is nie, maar soos wat ons gesing het vanmôre. And all the saints and all the elders cast their crowns. Ja, dit is vir U wat ek het gedoen het. Hierdie siele wat ek saamgebring het, is nie om te wys ek is so kry nie, maar dit is vir U. Here, my tyd wat ek opgeoffer het in U koninkryk, dit was nie vir my nie, dit was vir U. Dit wat ek gegee het in die koninkryk was nie vir my nie, dit was vir U. Hy sê, maar as iemand se werk verbrand, wat verbrand? Hooi, hout, stopsels, goud, silwer en edelgesteente is, as dit deur vuur gaan, word dit net suiwerder en suiwerder. Partykeer bou ons maar kroekig, want ons is mens. Maar ek weet, dit wat hierdie mens mee bou, het hy gekry in die binnekamer, dis goud, dis silwer. Partykeer sê, Here, ek het hierdie stukkie goud. Ek weet nie lekker hoe om hierdie steen in my lewe neer te sit nie. Ek weet nie lekker hoe om hierdie huis te bou nie, maar weet die genade, Here. Ek bou nie uit my eie uit nie. Ek het hierdie goud by U gekry, ek plaas dit maar soos wat ek voel dit, Here. Ander mense bou net soos wat hulle wil, hulle gryp sommer enige ding wat hulle kan kry, hooi, houtstopsels. En die Here sê op daardie dag sal die vuur, wat ek glo sy oë is, because His eyes are like flaming fire. He will look through our works, and it will either be purified or burnt to ashes. En ek wil hê dat wanneer die Here na hierdie gemeente kyk, wanneer ons voor die Here staan, dat ons werk en dit wat ons ingesit het, dit wat ons geplant het, so daag gesê verlede week, julle het baie ingesit, julle het baie geplant, maar julle het niks teruggekry nie. Die oes was maar skraal gewees. Ek wil vir ons moet voor die Here kan staan. En die Here moet deur ons werke kan gaan. En hy moet staande bly. Dit moet net suiwerder word soos goud en silwer. My begeerte is, en ek glo nie net my begeerte, dit is die Here se begeerte ook. Hy sê, gaan en maak disippels, weer eens. Dit gaan oor vermeerdering. Dit gaan oor dat jy nie die evangelie vir jouself moet hou nie, maar dat jy dit moet uitdeel. Because God wants to fill His kingdom. Met mense wat lyk, doen, praat, loop, sit, staan soos Jesus. So dit 'n disipel is. En hier is onderstel om 'n siel op elke stoel in hierdie plek te sit. En ek wil nie hierdie plek moet vol sit en net 3 gaan hemel toe nie. Net 3 is aktief in die koninkryk van die Here nie. Maar dat elke liewe man en vrou wat op hierdie stoele sal sit,
aktief in die koninkryk van die Here is, wat 'n karakter van Jesus Christus het, wat leef soos wat hy geleef het, wat praat soos hy gepraat, wat doen wat hy gedoen het. Want dis nie net ek die pastoor wat 'n medebouer is in sy agent, dis elkeen van julle. Sê net vir die persoon al langs jou, jy's ook 'n bouer. Of jy nou 84 is, of jy nou amper 90 is, soos Tannie Joan is amper 90, sy dien nog steeds op ons bestuursraad. Sy skryf nog elke maand vir ons gemeenteblaadjie. Sy's aktief. En as Tannie Joan kan doen wat 90 is, dan kan almal van ons dit doen. Net Tannie Joan. Ek is hierdie week, en dis nie om mense te verheer nie, maar hierdie week, Oom Pieter, met in Alet, is dan nie Alet nie. En hulle het my so begeester. Ek het lanklaas iemand gehoor praat so oor die Here se so. En ek bid dat die Here dit wat hy in Oom Pieter gesit het, wat in Tannie Jonas en wie ook al, dat die Here dit in ons almal se harte sal uitstort. Daardie liefde, daardie vuur, daardie passie vir die Here. Amen. Wel, terwyl ons afsluit, ons gaan bou vir die volgende paar weke. Al wat jy vandag met huis toe vat, is die Here het goed vir jou gegee. Tyd, gawes, talente, besigheid, werk, wat ook al. Wat doen jy daarmee? Jy moet 'n goeie rentmeester wees. Volgende week gaan ons kyk na hoe kan ek meet? Hoe meet ek my getrouheid en my rentmeesterskap? Hoe weet ek dat ek 'n goeie rentmeester is? Wat sê die woord van die Here? Ek wil hê ons het 10 minute, so ek wil graag hê ons moet bid vanmôre vir die wat siek is. So, ek is siek nie, maar ek is die week na dokter toe, maar net so 'n bietjie om alles te toets en te kyk. Maar ek het 'n knoppie agter wat nou al vir 2 jaar, klein knoppie net so hierso sit, en die afgelope paar maande het hy ontsaglik vinnig begin groei, en die afgelope 2 weke is hy so seer gewees die laaste tyd, dat ek nie weet hoe moet ek lê, of so, ons gaan nou, maar ek wil nie, ek hou nie van dokters, ek hou nie van pille nie, ek is heavy anti dit heeltemal. Gaan en sit, kyk, dierbare dokter, maar stap daar uit met 'n handvol pille, en ons weet nou nog nie wat dit is nie. Dit kan dit, of dit kan daai wees. Nee, kan nie. Kan dit wees, of dit kan dit wees, maar hulle weet ook nie. R650 later, ek sê, Here, U is dan die groot geneesheer. En U weet wat hierdie is. My vrou bid nou die aand, en ek voel die oggend, maar die ding is nou kleiner, hy is op die seer nie. Ook as ons nog bid, nie op 'n bid nie. Ek drink nou die pilletjies, ek kan nie regtig agterkom maar dit iets doen nie, want ons kyk ons nou maar of dit nou. Dit maak my net sat. Kali sit ook met 'n kwaal wat hulle ook nie weet op hierdie stadium wat is nie. En hy kan nie eers 'n afspraak kry einde Augustus. En dan kyk, Here, U kan ons nou die werk doen. Amen. En waar die dokters onseker is en nie seker is wat aangaan nie, U weet. So, ons gaan doen wat die woord sê ons moet doen, en hy sê, salf, bid, glo, vra. En hy wat die groot geneesheer is, kan in die honderd. So hy wil vra, as jy vanmôre enige kwaal, pyn, knop, wat ook al dit is in jou liggaam,